Ketura, Abraham se tweede vrou. Geliefdes, baie mense dink hulle storie is verby nadat hulle deur verlies, pyn en teleurstelling gegaan het. Abraham het sy geliefde vrou Sara verloor. Hy was oud, hy het deur toetse gegaan, hy het jare van wagtyd beleef, maar wat baie mense vergeet, is dat God nog nie klaar was met Abraham nie. Na Sara se dood, bring die Bybel 'n vrou met die naam van Ketura op die toneel. Baie mense lees vinnig oor haar, maar diep binne-in is 'n geestelike boodskap. Ketura wys vir ons, God se herstel weer. God bring nuwe seisoene. God kan weer lewe bring na verlies. God is nie klaar met jou nie. Die vyand wil hê, jy moet glo dit is verby. Ek is te oud, ek het te veel verloor, maar God sê vandag, ek het nog 'n plan vir jou lewe. Genesis 25 vers 1 sê, en Abraham het weer 'n vrou geneem, en haar naam was Ketura. Dit beteken weer hoop, weer lewe, weer vreugde, weer vrugbaarheid, weer herstel. God is 'n God van nuwe dinge, nuwe begin. Abraham was oud toe Ketura in sy lewe gekom het. Menslik gesproke, sou mense sê, sy beste dae is verby, maar God werk nie volgens mense se opinies nie. Wanneer God besluit om jou weer op te lig, ouderdom maak nie saak nie, mense se opinies maak nie saak nie, jou verlede maak nie saak nie. God kan jou weer laat droom, God kan jou weer gebruik, God kan jou weer herstel. Daar is mense wat vandag geestelik moeg is, omdat die lewe hulle geslaan het, maar die Here sê, jy gaan weer opstaan. Ketura verteenwoordig herstel na verlies. Sara het gesterf, Abraham het hartseer beleef, maar God het hom nie alleen gelos nie. Sommige mense dink, wanneer hulle deur verlies gaan, beteken dit God het hulle vergeet. Nee, soms berei God jou voor vir 'n nuwe hoofstuk. Dawid het gehuil, maar hy het weer koning geword. Job het alles verloor, maar God het dubbel herstel. Abraham verloor Sara, maar God bring Ketura. Die Here sê vandag, ek bring herstel na jou pyn. Ketura beteken wierook. Die naam Ketura, wierook of geurende aroma. Wierook in die Bybel simboliseer aanbidding, gebed, intimiteit met God. Wat beteken dit geestelik? Na jou grootste pyn, wil God 'n nuwe geur oor jou lewe bring. Die vyand wou hê, jy moes vernietig word, maar God gaan jou lewe gebruik as 'n nuwe getuienis. Mense gaan sê, ek weet waardeur jy gegaan het, maar kyk hoe het God jou herstel. God kan jou vrugbaar maak na 'n droë seisoen. Abraham het kinders by Ketura gehad. Dit beteken sy lewe het weer vrug gedra. Die vyand hou daarvan om mense vas te hou in 'n geestelike droogte, in 'n depressie, in moedeloosheid. Maar God bring weer vrugbaarheid. Jesaja 43 vers 19 sê, kyk, ek gaan iets nuut maak. God sê nuwe vrede, nuwe deurbrake in Jesus se naam, nuwe vreugde, nuwe salwing, nuwe geleenthede. Moenie jou lewe verklaar voor God klaar is nie. Abraham kon maklik gesê het, my lewe is verby, maar God was nog besig. Daar is mense wat hulself afskryf, hul bediening afskryf, hul huwelik afskryf, hul drome afskryf, maar God sê, ek het die laaste woord. Jy mag dalk deur hel gegaan het, maar jou storie eindig nie in pyn nie. Ek het 'n profetiese woord vandag.
God bring 'n nuwe seisoen oor jou lewe in Jesus se naam. Jou beste dae is agter jou. Jou God herstel wat jy verloor het. Daar kom nuwe vreugde, daar kom nuwe hoop, daar kom nuwe geleenthede, daar kom nuwe vuur in jou gees. Ek hoor die Here sê, jy gaan weer lag, jy gaan weer droom, jy gaan weer lewe. Maar diep binne in die boom is daar nog lewe. Al lyk dit nie vir mense van af die buitekant nie. En wanneer die regte seisoen kom, begin die boom weer blom. Net so voel sommige mense vandag dood van binne, maar God sê, jou lente seisoen kom. Joël 2 vers 25 sê, ek sal julle vergoed vir die jare wat die sprinkaan verslind het. Romeine 8 vers 28 sê, ons weet dat dit vir wie hulle God lief is, alles ten goeie meewerk. Miskien voel jy vandag moeg, miskien voel jy stikkend, miskien voel jy teleurgesteld. Jy dink dalk God is klaar met jou, maar Jesus staan vandag met oop arms. Hy sê, kom na my toe, gee dit vir my, gee jou teleurstelling vir my, gee jou pyn vir my, gee jou verlede vir my, gee jou gebrokenheid vir my. Hy sal en wil jou herstel. Ek wil saam met iemand bid. Here Jesus, ek gee vandag my lewe vir U. Ek gee my pyn, my verlede en my teleurstelling vir U. Dankie dat U nog 'n plan het vir my. Herstel my hart, maak alles nuut in my. Ek glo dat my beste dae nog voorlê in Jesus se naam. Geliefdes, Keturah is die bewys dat God nuwe hoofstukke skryf. Moenie jou lewe beëindig omdat een seisoen geëindig het nie. God kan weer herstelling bring. God kan weer vreugde bring. God kan weer vrugbaarheid bring. Die Here sê, ek is nog nie klaar met jou nie. Vader, in die naam van Jesus, bid ek vandag vir elke persoon wat moed verloor het. Raak hulle harte aan, herstel hulle hoop, bring nuwe lewe waar daar droogte is, bring genesing waar daar pyn is, bring vrede waar daar verwarring is. Ek verklaar vandag 'n nuwe seisoen, 'n nuwe genade, nuwe deurbrake, nuwe vuur, nuwe hoop. Mag elke droë plek weer lewe ontvang in die magtige naam van Jesus Christus. Amen.